Klas. So vandag gaan ons 'n gedig my sielpa aanbied. Ek is Juffrou Johnson en ek staan hier met my mede-kollegas. Hulle sal hulle self voorstel. Goeiedag klas, ek is Juffrou Esau. Goeiedag julle, ek is Juffrou Suster. Goeiedag julle, ek is Juffrou Polman. Goeiedag julle, ek is Juffrou Jolien. Goeiedag julle, ek is Juffrou Jan. Voor ons die gedig gaan doen, gaan ons eers kyk na die prelees aspekte. Leerders sê vaak dikwels dat hulle deur hul ouers gedruk word om akademies en aan hulle sport te presteer. Hierdie gedig gaan oor so 'n leerder wat voel dat hy die hele tyd moet presteer om sy pa plesier en sodat sy pa kan goed voel en lyk. Nou ek sê altyd voordat ons 'n gedig lees of by die gedig ingaan, is dit belangrik vir ons om te weet wie die skrywer is, wie die digter is. Want as ons weet wie die digter is, verstaan ons die gedig bietjie beter en ons verstaan hoekom sy of hy sekere opinies het in die gedig. So kom ons kyk gou wie is Marie van Rensburg. So Marie van Rensburg is op Groblersdal gebore, maar haar pa het vir die departement van waterwese gewerk en hulle het gereeld verhuis. So Marie het gematrikuleer op Vaalharts en sy gaan studeer aan die Universiteit van Stellenbosch. Haar eerste storie word in 1968 op die kinderprogram Simbamba op radio uitgesaai. Sy skryf dan ook verskeie kinderboeke en romanse as ook stories en ander tekste vir televisieuitsendings soos byvoorbeeld kinderuitsendings en dokumentêre programme. Okay, so ek gaan eers die voorlesing van die gedig doen voordat ons die gedig self gaan ontleed. My sielpa. Hoeveel vakke, extra vakke pa, doeksleerling, as dit wat pa vra. Die prestasies pa, al is dit top, gaaftou oor my kop, en my sielpa. Kan ek 'n klein stukkie terugvra? Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal? Rekords moet ek nog behaal. Hoeveel keer op die rostum pa? Met 'n Achilleshiel wat pla. Maar my sielpa, kan ek 'n klein stukkie terugvra? Pa, SA skoolspan speel ek al 2 jaar. Pa se krywenweek is ewenaar. Hoe wag met die turkswykin in die lyn staan spring, om pa eer te bring, maar my sielpa, kan ek 'n klein stukkie terugvra? Pa, is pa ooit tevrede met die ewebeeld, wat oor my val soos 'n donker kleed? Pa is mos my proutou, ek maak pa se foto, maar my sielpa, kan ek 'n klein stukkie terugvra? Okay, so nou gaan ons kyk na die uiterlike bou van die gedig. En terwyl ek nou hierdie gaan doen, wil ek hê julle moet julle gediggies uithaal en dan maak jy so ongeveer lekker notaatjies rondom die gedig. Okay? So as ons kyk na die gedig as 'n geheel, sien ons dat die gedig uit 4 sekstette bestaan. Nou wat is sekstette? Nou graad 10, sekstette is 'n strofe wat uit 6 reëls bestaan. So onderstreep of skryf daar langs in vir jou neer, by elke sekstet skryf jy neer, hy's 'n sekstet, want hy bestaan uit 6 versreëls. En dan die gedig as 'n geheel, al die versreëls saam, dit bestaan uit 24 versreëls. As ons kyk na die rympatroon, met ander woorde, aan die einde van elke versreel, kom ons agter dat ons hier te doen het met pa-rym. Okay? Dan, die laaste 2 reëls van elke strofe is dieselfde. Jy kan gou vinnig daar gaan kyk en dan maak jy net so 'n nota daarso dat die laaste 2 reëls van elke strofe
as dieselfde. Dit is 'n belangrike punt wat ons daar moet onthou. Nou die uitsondering van reël 5, wat 'n bietjie anders is. Hier het ons te doen met herhaling, of ons kan ook sê retoriese vrae. Kyk dan, net om weer so 'n samevatting te gee van alles. Die gedig is 'n eensydige gesprek wat die seun met sy pa het. So die pa word gereeld konfronteer in die gedig, die pa word gereeld aangespreek, maar ons sien nie dat die pa enige antwoord teruggee op wat gevra word of wat die seun aanspreek het. Ek vandag met julle die inhoud doen van die gedig. So, dit is die gedig gaan oor 'n seun-pa verhouding en veral die seun die pa se invloed op sy lewe ervaar. Ten spyte van sy prestasie op skool en as sportsman, is die pa nie tevrede nie en hy verwag meer. Die seun voel ook dat hy sy siel verloor en hy voel dat sy pa die een is wat sy siel vat. En daarom vra hy vir sy pa of hy nie net 'n klein stukkie daarvan kan terugkry nie. Goeiedag klas, ek is juffrou Jodien en ons gaan kyk na die ontleding van strofe 1. En strofe 1 sê vir ons dat hierdie seun behaal goeie akademiese prestasies. En in vers 2 kan ons sien dat hierdie seun is 'n dagsleerder, wat beteken hy is die beste, hy is die topleerder. En alhoewel hy top is in vers 3, is dit nog steeds nie goed genoeg vir sy pa nie. Die seun ervaar die pa se druk op hom as negatief, wat beteken dat die seun voel dat hy besmoor, vers 4 gal oor my kop. Dit beteken die seun voel dat hy is besig om te versmoor, hy is besig om dood te gaan as gevolg van sy pa se druk. Reg, so nou gaan ons kyk na die ontleding van strofe 2. En ons sien in vers 7, daar staan eerstes by die wenpaal. En dat verwys na die seun wat goeie prestasies behaal as atleet, maar nog steeds verwag die seun se pa meer van hom. En dan vers 9, waar die seun vra hoeveel keer op die roster pa. Dat verwys na die seun wat wonder in watter mate moet hy nog aanhou probeer presteer. En dan vers 10. Self as sukkel hy met 'n besering en die besering verwys na Achilleshiel. Achilleshiel kan letterlik verwys na 'n voetbesering of dat kan figuurlik verwys na 'n sensitiewe of kwesbare plek in die seun se lewe. En met kwesbare of sensitiewe plek in die seun se lewe kan ons verwys na sy verhouding met sy pa. Aan die een kant wil hy sy pa tevrede stel, maar aan die ander kant voel hy dat hy is besig om sy identiteit, wie hy is, en wie hy wil wees, te verloor. Hy het 2 keer die SA skoolspan gehad en so sy pa kry weer gespeel. Dit kan ons kry in vers 13 en 14. Weereens vra die seun in watter mate hy moet aanhou presteer om sy pa trots op hom te maak. Met die verse wat sê, hoe wag moet die tukswykind in die lyn staan, spring om pa 1 te bring, vers 15 en 16. Vergeeflik word daar na 'n moeilike of ledige kwessie as 'n turksvy verwys. Dit word beskou dat die seun homself as 'n turksvy beskou. En dit is in vers 15. Of hy ervaar dat hy vir sy pa 'n turksvykind is. Reg julle, nou kyk ons na strofe 4. In vers 19 word daar melding gemaak van die eeuwbeeld, wat wil sê die seun is sy pa se eeuwbeeld. In vers 21 word daar melding gemaak en gesê dat hy sy pa is sy proto. Wat daarmee bedoel word, is dat sy pa sy rolmodel is of sy model.
Sy pa is nogtans nie tevrede daarmee nie en die seun ervaar ontevredenheid van die pa as 'n donker kleed en dit kom voor in vers 20. Daar is ook 'n mate van ironie in. 'n Mens sou verwag dat die pa tevrede sal wees met sy ewebeeld, maar die seun ervaar dit nie so nie. So let wel, die seun praat met sy pa en hy spreek hom direk aan. Hy ervaar deegas dat hy nie sy pa tevrede stel nie, maar die pa antwoord nooit op die vraag wat die seun vra nie. Ons hoor nie die pa se kant van die storie nie, en as daar dan nie 'n groot mate van subjektiwiteit van die seun se kant af nie, maak hy nie sy eie afleidings nie, en is dit nie 'n tipiese tiener of is dit nie 'n tipiese tienerkwessie? Reg, so ek is 'n koelman en ek gaan kyk na die leestekens. So die vraagteken aan die einde van die vraag duidelik daarop dat dit 'n retoriese vraag is. En ons almal weet mos wat is retoriese vraag reg klas. Dat is mos vraag wat nie noodwendig 'n antwoord het nie, of 'n antwoord verwag het. Dan die komma voor en na die aangesprokene, die pa, ons gebruik leestekens sodat die teks makliker lees en dat dit nie in een gedagte oorloop het. Die weglatingspuntjies saam met en, maar, my siel, pa, kan ook sê ellipse of beletseltekens, waarin vir die leser dat hulle eie gedagte formuleer. Dan kom ons by die beeldspraak. Die beeldspraak wat ons in die gedig kry, is 'n metafoor byvoorbeeld, soos ek eerlik gesê het, galgte oor my kop, Turks vir kind, en julle weet wat is 'n metafoor. 'n Metafoor is wanneer twee stellings direk aan mekaar gestel word, sonder, soos, nes, en die goedjies wat ons by 'n vergelyking kry, byvoorbeeld, wat oor my val soos 'n donker kleed, ons weet dit is 'n vergelyking, omdat ons die woordjie soos identifiseer. Dan die tema is mos waaroor die hele gedig nou eintlik handel. En 'n universele tema is van ouer kinderverhoudings, nee. Ons kan duidelik sien dat die verhouding tussen die pa en die seun in die gedig, en dan die boodskap is wat ons saam met ons vat, wat het ons geleer, wat het die gedig vir ons geleer. So ouers moenie onredelike druk op hulle kinders plaas om te presteer nie. Om te wen, moenie ander belangrike dinge oorskadu nie. Okay, vraag nommer 1 is, maak 'n lysie van al die vrae wat die seun aan sy pa vra. En as jy mooi na die gedig geluister het, wat jy vir ons so in sy voorgelees het, dan sal jy presies weet wat die tipe vrae die seun aan sy pa gevra het. Okay, antwoord nommer 1 van 'n lys van die vrae wat die seun aan sy pa gevra het is, hoeveel ekstra vakoppa is vraag nommer 1. Doeksleerling is dit wat pa vra. Pa, hoeveel eerstes by die wenpaal rekords moet ek nog behaal? Vraag nummer 3. Hoeveel keer op die rooster om pa met die Achilleshiel wat pla? Hoe hoog moet die Turks vir kind in die lyn staan spring om pa te eer? Om pa eer te bring as klas. Vraag nummer 2. Watter een van die vrae is die belangrikste? Maar my siel, pa, kan ek 'n klein stukkie terugvra? En as jy ook môre luister, dan sal jy gehoor die klem wat jy vir ons lê, op kan ek 'n klein stukkie terugvra. Verder lees die antwoord, dit is die herhalende vraag in elke strofe wat die ware behoefte van die seun uitdruk, sy menslikheid en identiteit. Dan is daar nog 'n laaste vraag by die vraag nommer 1, 'n laaste antwoord. Pa, is pa ooit tevrede met die ewebeeld wat oor my val soos 'n donker kleed? Okay, vraag nommer 3. Hoe verander die vraag van die eerste strofe na strofe 2, 3 en 4? Okay, hulle moet mooi onthou dit. Hoe verander die spesifieke vraag? Die antwoord is,
Aanvanklik kom dit na akademiese druk wat ons kry in strofe 1, dan na sportprestasies strofe 2 en 3 en eindig by emosionele en identiteitsdruk wat in strofe 4 voorkom. En dan die konteks word meer persoonlik en emosioneel naarmate die gedig vorder. Dit wil sê, soos die gedig aangaan en dan kan ons sien, dit word meer persoonlik en emosioneel. Vraag nommer 4 is, watter verskil in betekenis word veroorsaak deur hierdie verandering? Die antwoord is, die verandering wys dat dit nie net oor prestasie gaan nie. Die seun voel hy verloor homself op elke vlak, liggaamlik, emosioneel en geestelik weens sy pa se verwagtinge wat natuurlik baie groot is. Vraag nommer 5. Watter prestasies verwag die pa alles van die seun? Dit is redelik voor die hand liggend wat dit kom voor in die gedig. Die antwoorde is, akademiese topprestasies, byvoorbeeld extra vakke, doeksleerling, sportprestasies, eerstes, records in die rostrum, rugby op nasionale vlak, SA skolespan, Kruivenweek en ons moet sy pa te wees, sy pa se eeuwewêreld. Vraag nommer 6 is, hoekom word hulle almal in die meervoud gegee? Die antwoord gaan ons daar kry. Dit wys dat die verwagtinge herhalend en oorweldigend is. Het is nooit genoeg nie, die pa verwag konstant prestasie op hoë vlakke. Watter een woord sê vir ons dat die pa die beste prestasie in sy seuns akademie verwag? Doeks wat beteken die toppresteerder in die geraad. Waar of onwaar, die stelling is soos volg, die seun wil die toppresteerder in sy klas wees. Dit is onwaar en die motivering is, die woord galgtou, die opdruk en nie eie begeerte. Galgtou, tog in hom nek. Nommer 9. Hoekom is soos 'n galgtou oor my kop meer effektief as soos 'n wolk? 'n Wolk dui op somberheid.